Ek let hierdie ding op die laaste ruk. En julle kan op saam met my getuig, en as jy nie saam met my kan getuig nie, dan wil ek graag na die tyd met jou praat en by jou hoor, wat doen jy anderste as ek? En dan doen ek iets verkeerd. Maar wat ek agtergekom het, is dat dit is Februarie maand, die middel van Februarie. Die mense is moeg. Sukkel om aan te gaan. Sukkel om aan te hou. Ek is al klaar moeg gewerk, ek is al klaar oorlaai, ek het klaar nie meer genoeg krag om aan te gaan nie. Ek wil vir julle 'n verhaal vertel, dis 'n ware verhaal. En as jy hou van movies kyk, veral mafia movies, dan kan jy jouself nou net indink. Dis in die 1930s daar rond in Amerika. Was daar 'n bekende regter gewees. Hy was bekend vir die feit dat hy glad nie korrup was nie. Dat die maffia kon hom nie omkoop nie. Dat hy het altyd laat reg en geregtigheid geskied. Hy het altyd die regte ding gedoen. Maar hy het ook baie vyande gehad. Want baie mense het as gevolg van sy besluite en as gevolg van die feit dat hulle hom nie kon omkoop nie, tronk toe gegaan. En die bewyse wys dat hy eendag in een van hierdie geel Amerikaanse taksies ingeklim en nooit weer teruggekom. Hulle het hom nooit weer gesien. Al wat hulle het is 'n nota wat hy by die huis vir sy vrou gelos het saam met 'n baie groot cheque wat sê ek is so moeg. Liefde jou man. So ons weet nie of daai nota gelos is as gevolg van 'n slegte dag nie. Ons weet nie wat het gebeur nadat hy in daai taxi ingeklim het nie. Maar na maande se ondersoeke, na maande se ondersoek en se moeite van die polisie af, is daar geen liggaam en geen spoor gewees nie. Die waarheid is dat baie mense verdwyn nog lank voordat jy nie meer sy liggaam kry nie. Baie mense sit in hierdie banke vanoggend, maar in my hart het ek al verdwyn. Ek al weg. Het ek al opgegee want ek is moeg. Ek kan nie meer aangaan nie. Ek kan nie nog langer werk nie. Ek kan nie nog 'n dag dieselfde ding oor en oor doen nie. Baie mense sit nog in die kerk, maar hulle is nie meer hier. Baie mense gaan nog werk toe, maar hulle is nie meer hier nie. Glimlag nog, maar hulle is nie hier nie. Hulle is moeg en lank al weg. Ek sê dis nie die tipe moeg wat na jy 'n lang dag se werk opstaan en jy voel jou rug is so bietjie styf en die bobene het nou lekker gewerk en dis nie spiere moeg nie. Dis sielsmoeg. Hier in my binnekant het ek niks meer oor nie. Ek het alles uitgegee. Weet julle waarvan ek praat? Maar sien, daar is hoop. Hoor wat sê Jesus Christus. Matteus 11 vers 28 tot 30. Hy sê: kom na my toe, almal wat vermoeid en swaar belas. Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, omdat ek sagmoedig en nederig van hart is, en julle sal rus vind vir julle gemoed, want my juk is draaglik en my las is lig. En die woord wat vanoggend uitgegaan het, is so in lyn met wat die Here al die hele week met my praat. Ek sit in die week by my lesenaar met my gesig in my hande en ek vra vir die Here, ek weet nie meer wat om te preek nie. Ek is moeg, Here. Here, dag in en dag uit.
Ek het toe ek nog 'n medeleraar was en 'n jeugpastoor. Man, ek het baie tyd in die week gehad om voor te berei. Dit was my lekker. Ek was trots daarop om te kan sê dat ek het teen 'n Woensdag het ek al my Sondagoggend preek gehad. Want ek het tyd gehad om dit te doen. Maar die laaste jaar, aan Saterdag aand, wanneer ek tyd het om hierdie goed te doen. En ek sit met my gesig in my hande en ek sê, Here, ek weet nie meer nie. En die Here praat met my en hy sê, maar kom na my toe. Jy hoef nie self te preek nie. Kom na my toe. Jy hoef nie self te gaan werk nie. Kom na my toe. Jy hoef dit nie self uit te figure nie. Kom net na my toe. En dis die middel van ons vas en dis die middel van Februarie maand. En ons is moeg. Maar Jesus sê, kom. Kom net. En die wonderlik van Jesus se woorde is, hy sê nie hardloop nie. Hy sê nie maak waawiele totdat jy by my uitkom of spring totdat jy by my is nie. Hy sê nie jy moet op jou vinnigste hardloop nie. Al wat hy sê is kom net. Maak nie saak hoe jy hier kom nie. Dalk is jy geskiet en gewond en jy kan nie meer nie. Kruip dan. Dalk is jy desperaat en benoud. Hardloop dan. Dalk is jy so moeg dat jy nie iets kan doen nie. Laat iemand jou sleep. Maar kom net. Dit maak nie saak hoe jy kom nie. Dit maak nie saak met watse kar jy hier inry nie. Dit maak nie saak of jy kerk toe stap nie. Dit maak nie saak of jou binnekamer nie eers 'n deur het wat kan sluit nie. Kom net, sê Jesus Christus. Daar's nie voorwaardes daaraan nie. Ek weet nie van julle nie, maar die woord wat ek lees, sê kom net. Hy sê nie gaan figure jou goed uit by die huis en dan kom jy nie. Hy sê nie laat staan alles eers en maak seker jy's perfek en heilig en jou plek in die hemel is so net onder Paulus nie. Hy sê kom. Kom net. Wees net in my teenwoordigheid. Vandag gaan jy rus. Ek het al die voorbeeld gemaak en ek wil dit weer maak. Voordat jy gaan was in die aande of in die oggende. Nou ek het tot 'n skok uitgevind, vir party vrouens is dit dalk die geval. Maar vat jy eers 'n lappie en vee jouself mooi skoon af voordat jy in die stort klim. Ek weet ek het toe nou met 'n skok uitgevind, my vrou was eers haar gesig, al die make-up af. Dan. Maar jy doen dit mos nie. Jy was jouself nie skoon en dan gaan stort jy om skoon te kom nie. Jy klim net so vuil daarin. En dis wat Jesus Christus hier sê. Hy sê kom net so vuil. Kom net so moeg. Kom net so oorlaai. Kom met al jou probleme. Kom met alles wat jou pla. Kom met die feit dat die werk te veel is of maar dat daar geweld by die huis is of moeilikheid is. Kom net so. Dan die wonderlik is die waantoe hy jou roep. Hy sê kom na my toe. Sing in laasweek Sondag aand het ons in woordskool die gedeelte in Johannes bespreek waar Johannes vir sy disippels sê, hy wat uit die hemel uitkom is bo almal. En dis wat van die aarde af is, hulle is van die aarde en hulle praat net aardse dinge, maar hy wat uit die hemel uitkom, hy is bo almal. En wat Jesus hierso sê is, hy sê nie, gaan kerk toe nie. En asseblief moet nou nie volgende week besluit, die pastoor het gesê, ek hoef nie kerk toe te gaan nie. Dis verkeerd. Maar Jesus sê nie, ag gaan probeer net 'n ander kerk nie.
Jesus is nie besig om te sê, dalk moet jy nog een YouTube video luister nie. Hy sê nie, sit net vir jou worship musiek aan in die agtergrond terwyl jy werk nie. Want al hierdie goed is goed, maar dis nie die oplossing nie. Hy sê nie, lees nog 'n selfhelpboek nie. Hy sê, kom na my toe. Kom praat met my. Kom spandeer tyd by my. Vergeet van die werk. Vergeet van die drama. En ek wil hier met alle respek sê, as dit nie goed gaan in jou huwelik op die stadium nie, vergeet van dit ook vir 'n oomblik. Gaan na Jesus Christus toe en sê, Here, ek wil dit oor niks anders te maak nie. Ek wil oor niks anders te as net om by U te wees. Kom na my toe. Sien en dan sien ons die kriteria. Die kriteria wat Jesus sê, as jy voldoen aan hierdie twee goed, kom. En die eerste een wat ons sien, is die Afrikaans sê, kom na my toe, almal wat vermoeid is. Die Engels gee vir ons so 'n bietjie meer duidelikheid oor wat dit is. Die Engels sê, praat van labor. Julle wat hard werk, julle wat vermoeid is en moeg is, wat dag in en dag uit, maandag tot sondag, 8 tot 5, werk en werk en werk en werk. As jy moeg gewerk is, kom na my toe. Ek wil vir julle 'n gedeelte uit die woord uit lees, Exodus 5, en net weer so 'n bietjie agtergrond skep. So die Israeliete in Egipte en 400 jaar voor hierdie situasie vertrek hulle uit die beloofde land uit. Hulle vertrek uit die land wat God vir hulle gegee het, want dit lyk asof daar hongersnood is. En hierdie is verniet. Ek weet nie vir wie is dit nie. Maar net omdat 'n ding sleg lyk op aarde, beteken dit nie God het jou gelos nie. Moenie trek omdat dit lyk soos 'n hongersnood nie. Maar die Israeliete trek, want dit lyk vir hulle asof daar 'n hongersnood is, daar's nie kos nie. En hulle besluit, kom ons gaan Egipte toe. Daar's baie kos. Hulle kan vir ons voorsien. Hulle kan na ons kyk. En hulle bly daar. En vir 'n baie lang ruk het dit met hulle eintlik goed gegaan. Totdat daar 'n nuwe farao op die toneel verskyn. En hy sien toe die Israeliete as 'n bedreiging. Hy sien hierdie volk, inwoners van Egipte. Hulle hoort nie eintlik hier nie, maar hulle is baie vinnig besig om meer as die Egiptenare te word. So ons moet iets doen. Kom ons maak hulle slawe. Kom ons maak hulle die laagste van die laag. Ons gaan maak dat hulle stene vir al die monumente van Farao in die 4 warm Egiptiese son gaan hulle sit in stene bak. Dis wat hulle gaan doen. En hulle gaan bou. En ons gaan hulle breek en ons gaan hulle knak sodat daar niks is van hulle wat oorbly om teen ons op te staan nie. En dan kom die Israeliete op 'n punt waar hulle besef hulle is moeg. Hulle kan nie meer nie. En dan vra hulle vir Farao, laat ons net gaan, ons wil net 'n offer tot ons God bring. En hoor wat is Farao se respons, se antwoord in hierdie. Daardie selfde dag nog het die Farao vir die Egiptiese slawemeesters en die mense wat oor Israel aangestel het, laat weet, julle moenie meer soos van tevore vir hulle strooi verskaf om die stene te maak nie. Voortaan moet hulle dit self gaan kry. So hy sê, hulle wou nou gevra het, hulle wou nou gekla het en gesê hulle is moeg. Nou moet hulle nou self die strooi ook gaan haal om die stene mee te maak. Kom ons maak dit vir hulle erger. Hy sê, julle mag nie die hoeveelhede minder maak nie. Hulle het lui geword. Dit is hoekom hulle kerm om vir hulle God te gaan offer. Maak die werk nog swaarder vir die mans. Laat hulle sweet, sodat hulle nie sulke slim stories uitdink nie.
Man, en soveel keer val ek en jy vasgevang onder hierdie mentaliteit wat die Farao gehad het. Ons dink as ek net nog 'n bietjie harder werk, as ek net nog 'n bietjie meer van myself gee, as ek net nog 'n dag, 2 dae vir 'n naweek is te veel, ek kan 1 dag vat vir 'n naweek, dis oukei. Kom ek werk nou maar Saterdag ook, en kom ek gaan Sondag kerk toe, maar jy weet as ek daar klaar is, kom ek gaan werk dan net nog so 'n bietjie Sondagmiddag, en dan kan ek weer die aand kerk toe gaan, en dan na dit, kan ek so 'n bietjie e-posse antwoord by die huis. Dis presies wat Farao aan die Israeliete gedoen het, om hulle te breek. En dis wat werk aan my en jou doen. Dis ons dink net nog 'n bietjie. Kom ek vat net nog 'n bietjie. As ek net nog harder werk, as ek net nog bietjie meer doen. Sien Egipte beloof voorsiening, maar dit maak jou 'n slaaf. Sien jy nou as jy 'n slaaf wat jou lewe omwerk vir Farao. Al werk jy nie vir 'n baas vanoggend nie, al voel jy, joh, maar daar's nou nie 'n Farao bo my aangestel nie. Weet jy hoe baie van ons is 'n slaaf vir ons eie ambisies? 'n Slaaf vir ons eie doelwitte? 'n Doelwit is nie 'n slegte ding nie, maar as jy 'n slaaf raak van hom, is dit 'n probleem. As jy jou dood werk, is dit 'n probleem. Jesus sê, kom na my toe. Jy wat voel, jy werk jou lewe om. Jy wat gedink het, al wat jy nodig het, is om net aan die ander kant van hierdie werk te kom. Jy wat nie meer verder kan werk nie, jy wat voel, asof jy 'n slaaf vir jou werk is, kom net na my toe, sê Jesus Christus. Kom net. Sien, ons almal maak die fout en dink, dat as ek net nog harder werk, as ek net nog meer bewys, as ek nog my kant nog meer gee, en ek sit nog meer ure in, dan gaan ek daai verhoging kry, en as ek daai verhoging gekry het, dan gaan dit met my rustiger gaan, dan kan ons uiteindelik bietjie 'n dag afvat, dan kan ons op vakansie gaan, maar ek moet nou harder werk. Ons maak die fout om te dink en te sê, as ek net hierdie volgende projek kan klaarmaak, dan is my kop deur, dan is dit reg. As ek net hierdie volgende ding kan bereik, as ek net daai kar kan koop, daai besigheid kan begin, dan. En ons werk, en werk, en werk, en werk, en werk, dag in en dag uit. Sien wat Farao doen, en wat daai mentaliteit rondom werk doen, is dit gee vir jou 'n swaar las om te dra. Maak jou vermoeid, maak jou moeg. Maar wat Jesus Christus doen, hy kom vat daai las. Hy sê kom spandeer tyd by my. Dan vat hy daai las by jou. Kom spandeer tyd by my. Ek sal vir jou voorsien, nie daai verhoging nie. Kom spandeer tyd by my. Ek sal vir jou voorsien, nie daai projek waarop jy soveel staat maak nie. Kom spandeer tyd by my. Ek sal vir jou voorsien, nie nog 'n kliënt wat ek moet gelukkig hou nie. Kom spandeer tyd by my. Ek sal vir jou voorsien. Kom na my toe, sê Jesus Christus. Die volgende ding wat hy sê is, kom na my toe, almal wat vermoeid en swaar belas is. Nou, in my preekvoorbereiding het my oë oopgegaan vir die volgende gedeelte. En kom ek lees dit vir julle. Wat beteken dit om swaar belas te wees? Jesaja 1 vers 4 tot 6 sê, voorwaar, God praat oor Israel. Hy sê voorwaar, hulle is 'n sondige klomp. Hulle is met skuld belaai.
Hulle is mense wat totaal en al korrup is. Hulle het van die Here af weggedraai. Hulle het Israel se heilige een geminag. Hulle het hulle rug op hom gedraai. Hoekom wil julle nog verder gestraf word? Hoekom hou julle aan om in opstand te kom? Julle koppe is stikkend geslaan, julle harte is siek, julle is stikkend van kop tot toon, vol kneesplekke, hale en ontsteekte wonde. Julle beserings is nie behandel of verbind nie. Hoor wat sê God vir Israel? Hy sê julle is stikkend geslaan. Julle bloei van kop tot toon. Julle is vol hale en kneesplekke, ontsteekte wonde. Niks van dit is verbind nie. Julle hoef nie julle hande op te steek nie, maar is die van julle wat so voel vanoggend? Ek het niks meer oor nie, Here. Ek is stikkend. Ek is geslaan, ek is vol hale, my wonde is ontsteek. Maar het julle opgelet oor hoekom sê God? Is dit so? Sê want julle is met skuld belaai. Sien Farao maak ons moeg, maak ons vermoeid. Sonde maak dat jy baie swaar dra. Sonde wat jy nie bely nie, sonde wat jy nie erken nie, sonde wat jy nie na Jesus Christus toe vat nie. Weet jy wat gebeur? Dis net nog 'n ding wat ek oplaai. Dis net nog 'n ding wat ek in my hande moet vat. Dis net nog 'n ding. Sonde begin eenvoudig. Begin klein. En in die begin is dit maklik. Ek kan nog steeds met julle praat en ek kan nog steeds verduidelik en as ek regtig wil, kan ek kom wegsteek en dit gaan julle eintlik nie so baie pla nie. Nou dis wat sonde doen. In die begin is dit oukei. Maar ek los hom, ek doen niks aan hom nie, ek koester hom net in my hart. Dis my ou sondetjie. Maar dan raak dit meer. Dan skielik raak my sonde groter. En nou as ek regtig traai, sal ek nog vir julle kan preek. En sal ek dalk iets vir julle kan verduidelik. Want dit is nog nie so swaar nie, dis eintlik oukei. Dis fyn. Ek kan nog aangaan met die sonde. Maar dan raak dit net al hoe meer en voordat ek weer kyk, dra ek 'n klomp goed by my. En nou, hierdie ding is solied. Ek kan nog praat, maar ek het nie baie tyd nie en dan gaan my arms moeg raak en dan gaan ek wil klaar praat. Want ek hou net aan om sonde by te sit. Ek hou net aan om nog 'n bietjie te vat. Nee man, dis oukei, ek hoef nie met die Here daaroor te praat nie. Hierdie kan ek manage. Ek is heeltemal in beheer, ouens. Sonde gaan maak dat jy swaar dra. Gemaak dat jy op die ou einde voel, jy's maar my hande is nou al seer. My skouer is nou al seer, ek weet nou nie meer wat om te doen nie. En dan kom vriende. Wian, waar is jy? Roan, kom gegooi. Een van hulle sal werk. Roan, ek wil hê wat ook al jy op die verhoog kan kry, kyk of jy dit op my kan pak. Jy kan die kansel draai as jy voel die voorbeeld moet so ver gaan. Sien, want wat gebeur is familie kom. En nou skielik het jy druk. Skielik het jy druk van mense af wie jy glo jy in 'n verhouding mee is. En wat hulle doen is hulle gee net vir jou nog 'n bietjie. Nee, maar jy weet mos nou, ons het altyd so lekker saam gekuier. En nou moet ek hierdie ook dra. En dis oukei, ek kan nog praat, dis fyn, ek kan aangaan.
En vriende kom. En vriende sê maar, dalk is daar net nog ietsie. Hierdie een is klein. Maar weet jy wat, as die nuus uitvind van hierdie ene, as die koerante uitvind van hierdie kleintjie, dan is dit die einde. En sonde raak net swaarder en swaarder, en skielik voel ek nie, kan ek te vinnig omdraai om vir die ander kant te kyk nie. En ek kan nie eintlik meer loop tot aan die ander kant toe nie, want hier gaan goed begin mekaar nou stamp. Die sonde raak net meer en meer, en dan begin dit hier in jou keel druk. Want dis wat sonde doen. En voordat jy jouself kan kry, kan jy nie eens meer praat nie. En weet jy nie wat aangaan nie. En nou skielik, as die woord sê, maar ek is stikkend. My wonde is seer, ek is blou geslaan. Want ek dra al die goed. Okay, Roan, nou moet jy nie sonde speel nie, nou moet jy Jesus speel. Jesus sê, kom na my toe. Julle wat swaar belas is. Kom na my toe. Julle wat vashou aan hierdie sonde. Kom net na my toe. Hy het nie gesê, los jou sonde eers by die deur en dan kom jy nie. Hy het gesê, kom, want as jy kom, stuk vir stuk. Soms wil die Here eers hê, moet jy 'n paar goed uitsorteer voordat jy verder praat. Maar hy sê, kom net na my toe. Al wat jy moet doen, is kom net. Want sien die twee goed wat ons die meeste keer, wat ons die verste weghou van hierdie rus wat Jesus Christus beloof. Dankie, Roan. Die twee goed wat ons die verste weghou van hom af, is werk, want ek glo, ek moet werk, en sonde. Jesus Christus sê, kom na my toe. Ek sal vir jou rus gee. Kom na my toe. Ek sal daai laste van jou wegvat. Kom na my toe. Ek sal vir jou weer krag gee. Kom na my toe. Ek sal vir jou rus gee. Dawid het op soveel plekke op hierdie oomblik van sy lewe gekom. Hoor wat skryf hy. Hierdie is nie 'n uittrappreek vanoggend nie. Asseblief moet dit nie so sien nie. Hierdie is 'n preek waar ek sê, wees realisties met jouself. Voordat jy op die punt kom van daai regter wat gesê het ek gaan nou maar 'n nota skryf en ek gaan verdwyn. Voordat jy op daai punt kom waar jy opgee, kom eers na Jesus Christus toe. Maar hoor wat skryf Dawid in Psalm 38 vers 3 tot 8. Hy sê, u pyle het my getref en u hand lê swaar op my. As gevolg van die toorn is my hele liggaam beseer. As gevolg van my sonde is elke been gebreek. My oortredings het my oorweldig soos 'n las wat vir my te swaar is. My wonde sweer en stink weens my eie dwaasheid. Ek is al krom en heeltemal gebo. Ek loop die hele dag en treur. My liggaam brand van koors. Daar is geen deel van my wat gesond is nie. Dit is wat sonde in jou lewe gaan doen. En sonde sal jou siel moeg maak. Maar Jesus sê, kom na my toe en rus. So of jy deur Farao en werk ingesluk is, en of jy swaar belas is met sonde, wil jy nie vanoggend besluit om te sê, ek gaan by Jesus Christus uitkom. Ek gaan na hom toe gaan. Ek gaan tyd maak om by hom uit te kom. Hou op verskonings uitdink. Hou op sê, Here, maar ek is in 'n tyd van my lewe waar ek is net bietjie besig, Here. Here, U weet hoe gaan dit by die werk.
Nonsens. Die werk gaan môre nog daar wees. Die winkel gaan môre nog staan. Jou baas gaan môre nog net so kwaad wees soos wat hy gister was. Maak tyd om by Jesus uit te grom. Maak tyd om by hom uit te kom. Maak tyd. Jy moenie dink en sê, Here, ek gaan eers werk. Ek gaan eers werk aan hierdie sonde van my, Here, dan sal ek begin Bybel lees. Here, ek gaan eers hierdie goed in my hart uitfigure, Here, dan sal ek begin kerk toe gaan. Here, ek kan nie vir mense vertel van wie hy is nie, ek kan nie die goeie nuus deel nie, want Here, ek het nog te veel om te doen aan myself. As jy gaan wag tot die dag wat jy heilig is, wil ek vir jou sê, gaan jy te lank wag. Dit gaan te laat wees dan. Kom na my toe, sê Jesus. Ek gaan vra, maar asseblief, ek hoef eintlik nie eers te vra nie. Ek hoef net te kyk lank genoeg dan. Maar ek wil hê, vat 'n oomblik vanoggend. Vat 'n oomblik en dink vir my aan die volgende. Hoe lyk die prioriteitslys in jou hart? Vat werk, die eerste 3 plekke. Eerste plek werk, tweede plek nog bietjie werk, en derde plek werk aan die ander 2 se werk. Vat 'n oomblik en vra jouself die vraag: is ek op 'n gesonde plek in my lewe? Is ek nie besig om myself dood te werk nie? Is ek nie besig om my alles net aan 'n instansie te gee wat oor 20, 30, 40 jaar nie eens meer gaan bestaan nie? Is ek besig om my alles in hierdie lewe in te gooi vir my vir die volgende 50 jaar en dan is ek in elk geval vir ewig by God? Is ek besig om dag in en dag uit vir Farao stene te maak sodat hy monumente kan bou? Hoe lank wil jy nog Jesus Christus afskeep? Hoe lank wil jy nog jouself afskeep? Jesus sê, kom na my toe. Kom rus. En ek wil vir jou vra, dink vanoggend aan daai sonde wat jy nog nie teenoor Jesus Christus bely het nie. Ek gaan nie van jou vra om jou hand op te steek en jou sonde voor die gemeente uit te lys nie. Ek glo jy kan met Jesus Christus praat. Sy woord sê dat hy is goed en getrou en wanneer jy jou sonde bely, sal hy jou vergewe en jou reinig van alle ongeregtighede. Maar as jy hier vanoggend en jy sê, Here, my sonde maak my siek. My sonde maak my seer. My sonde kneus my, dit sny my, dit gee vir my wonde. Ek voel soos 'n gewonde persoon, ek lê op die grond beseer en ek kan nie meer aangaan nie. As jy identifiseer met een van hierdie 2 plekke vanoggend, dan wil ek jou uitdaag. Ek gaan nie vir jou vra wat se een nie. Ek gaan jou nie op die spot sit nie. Maar wil jy nie asseblief vorentoe kom sodat ons saam met jou kan bid? Wil jy nie asseblief vorentoe kom en kom rus soek by Jesus se voete nie?
soek rus. En as jy nie wil nie, as jy in jou hart voel, ek het nie genoeg vrymoedigheid nie, net daar in die banke, gaan op jou knieë. Sê, Here, hier is ek soek rus. Ek soek rus, Here. Dan vra dat van die leierskap, van die ouderlinge, asseblief saam met my sal kom bid. Enige tyd, soos wat die Here jou lei, sy swaar genoeg op jou hart gedruk het, en vir jou gesê, dis tyd om te deel met daai sonde. Kom vorentoe. Ek wil graag saam met julle bid. There's nothing worth more that'll ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. And I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. In your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. In your presence, Lord. There's nothing worth more that'll ever come close. Nothing can compare. You're our living hope, Jesus. Your presence, Lord. And I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone.
your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Dankie, Here. U is so getrou. Wian, sal jy en jou ma asseblief net by die dame agter julle net gou staan? Net julle hande op haar lê asseblief. Twee Korintiërs 4 vers 17 sê ons swaar kry op hierdie oomblik is gering en tydelik, maar dit bewerk vir ons 'n heerlikheid wat alles verre weg oortref. En ek beleef die Here lê op my hart om vir jou te sê dat die swaar kry en die moeilike tye, alles waardeur jy moet gaan, was nie vir 'n oomblik verniet gewees nie. Dit was nie vir 'n oomblik onnodig nie, dit het nie niks beteken nie. Hy sê wat ek gedoen het is, ek is besig om vir jou iets baie beters voor te berei. Hy sê verder in vers 18, ons oog is nie op die onsigbare dinge nie, is nie op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare is tydelik, maar die onsigbare is vir altyd. En dit waar ook al jy deur nou gaan, wat ook al die moeilik is, die Here sê dis sigbaar en tydelik, maar wat ek vir jou bewerk, is ewig, is onsigbaar, en baie groter, as enigiets waardeur jy nou gaan. So hou jou oë op hom, hou hom sterk vas. Amen. Here, U is 'n goeie God. U is almagtig, Here. En Here, ons bring vanoggend al ons laste na U toe. Ons bring al ons sonde, Here, en ons kom lê dit voor U neer. Here, ons is moeg gedra. Here, ons het swaar gedra. En ons kan nie meer dra nie, Here. Maar Here, so baie dankie vir U woord wat sê, kom na my toe.
kom na my toe. Ek weet nie vir wie dit is vanoggend nie. Maar ek beleef die Here wil vir jou sê vanoggend. Hy is nie kwaad vir jou. Jy sit dalk en jy dink ek het te veel gedoen en ek het te veel aangejaag. En vir te lank het ek die verkeerde ding gedoen en ek kan nie na die Here toe gaan nie, hy is kwaad vir my. Dis hoe dit werk. Dis hoe dit gewerk het met my pa, dis hoe dit gewerk het met my aardse pa. As ek aangejaag het, was hy kwaad vir my en dan was ek in die moeilikheid. Maar Jesus Christus sê ek is nie kwaad vir jou nie. Ek het nie aan die kruis gesterf omdat ek kwaad is vir jou nie. Ek het nie my liggaam gegee omdat ek kwaad is vir jou nie. Ek het nie my bloed gestort omdat ek kwaad is vir jou nie. Ek het dit gedoen want ek is lief vir jou. Kom net na my toe. Kom net. Here, ons loof U en ons prys U. En ons gee aan U al die aanbidding en al die heerlikheid en al die eer vir hierdie diens vanoggend, Here. Dis deur U mag en deur U Heilige Gees en deur U heerlikheid alleen, Here, wat ons kan beleef wat ons beleef, wat ons kan ervaar wat ons ervaar. En Here, waar ons ware verlossing en genesing ontvind vir ons siele, Here. Daarom loof ons U en ons prys U en ons bid dit alles in U wonderlike, heilige en almagtige naam alleen. Amen en amen.